In die woord staan daar, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Geliefdes, genade, barmhartigheid, liefde en vrede vir u, want die Heer het opgestaan. Amen. Ons skriflesing, liewe broers en susters, vanuit Matteus, ons lees Matteus hoofstuk 28. Ons gaan lees vers 5 tot 7 en dan vers 18 tot en met die heel laaste versie van hierdie evangelie, vers 20. Terwyl ons met die woord van die Here geopen is en in afwagting hier saam is om te hoor wat hy vir my en vir u wil sê, kom ons sit net so en laat ons ons verootmoedig en so gereed maak om sy woord te hoor. Sittend, kom laat ons saam bid. O Here, ons deel vandag in die wonderwerk van geloof, om ten spyte van sien en ten spyte van ander verkondiging, ten spyte van sogenaamde wetenskap, nog steeds hier te wees en te volhard. Here, ons glo en daarom is ons so gelukkig om die wete in die hart te hê, dat hierdie 'n baie besondere en 'n baie belangrike, 'n werklik veranderende dag in elke een van ons se lewe is. Dis Sondag, die dag waarop die kerk bymekaar kom. Maar dit is daardie kosbare Sondag, die Sondag wat vir ons die inwyding is van die nuwe lewe in Jesus Christus, ons heiland verlosser, die ware Messias, die een wat sou kom, wat gekom het en wat weer sal kom, die een wat opgestaan het uit die dood. Here, dat ons aan hierdie wonderwerklikheid glo, is u genade. Dat ons glo dat ons nie maar net vlees en bloed is wat sterf en verrot en vergaan nie, maar dat ons ook gees is wat ewig bestaan. Dat ons kleipotte is wat breek, ja, maar dat daar binne in die pot 'n skat is. 'n skat is wat teruggaan na u toe. U maak dit vir ons moontlik deur die wonder van dit wat u in Jesus Christus vir ons kom doen het. U het vir ons kom leef en u het vir ons kom sterf en u het vir ons die dood, die hel, die graf, die sonde, die Satan oorwin. Ons loof u vir dit. En u het vir ons dan ook, Here, die navolgenswaardige voorbeeld gestel van hoe ons hierdie tydelike moet deurbring, dat ons u nooit uit gedagte moet verloor nie, dat ons so versigtig moet wees vir hierdie skaakspel van elke dag, want waaroor daar gespeel word en meegeding word in elke besluit wat ons neem, is ons eie siel, die ewigheid. Maak ons tog altyd hiervan bewus. En dankbaar is ons, Here, dat u ons vry maak, vry van die bande van verwêreldliking. Dat u ons vry maak van die tydelike. U maak ons los van die gravitasie van hierdie aarde. U laat ons sweef in heerlikheid om met die hemelse dinge, Here, in die hart te kan bestaan. Hou so met ons vol, o Here, al is ons ook baie keer halstarrig, vol klein geloof en ook soms gevul met ongeloof. Kom ons tegemoet en maak ons sterk in die geloof in Christus Jesus, ons Here. Amen. Ons luister na Matteus hoofstuk 28, verse 5 tot 7 en dan 18 tot 20.
Liewe gemeente, so spreek die Here. Toe sê die engel vir die vroue, julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood uit opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood uit opgewek. En hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moet sê. En dan vanaf vers 18. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Net tot sover. Wie 'n kind van God is, luister na sy woord en gaan leef dit ook daar buite uit. Op die ou einde is dit alles die moeite werd. Jy wat volhard, ten spyte van optraandes en beproewinge. Jy wat veg om goed te bly en om geloof te hou, ten spyte van aanslae en terugslae. Uiteindelik is dit seëning en triomf. Ons het vanoggend, soos op Goeie Vrydag, liewe gemeente, vanuit die evangelie, volgens die beskrywing van Matteus, saam gelees. Ons het die laaste hoofstuk van Matteus gelees. Hoofstuk 28. Hoofstuk 28, volgens die vertolking en die vertelling van hierdie evangelis, eindig op 'n absolute hoogtepunt. Jesus is die oorwinnaar. Hy het die dood, die graf, die sonde, die hel, die Satan oorwin. Hy is opgewek. Hy leef. Aan hom is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Hoe wonderlik om hierdie laaste hoofstuk as daardie oorwinningsgeleentheid dan nou na te luister en te lees vanuit die woord van die Here. Maar sekerlik nog meer verbasend en aangrypend as 'n mens saam met Matteus teruggaan na die begin van waar Jesus voorgestel word. Jesus se lewe en dan uiteindelik hierdie absolute hoogtepunt in die laaste hoofstuk. Hy triomfeer. Dis Matteus wat Jesus aan ons bekend maak. Hy is die heel eerste evangelie, eerste boek in die Nuwe Testament. Hy vertel dat Jesus vanuit 'n aristokratiese familie kom. Hy het blou bloed. Hy kom vanuit die geslag van koning Dawid. Maar hy's baie meer as dit. Hy is God. Hy is die seun van God, die Christus wat sou kom. En Matteus vertel, dit is hy wat deur geleerdes en kundiges uit ander volkere besoek is en aan hom is daar hulde en eer gebring. Die wyse manne uit die ooste. Skares het na hom toe gekom
om te luister na dit wat hy verkondig. Die bergprediking vanuit Matteus. Talle mense het na hom toe gekom vir genesing, vir bevryding, vir redding. Talle. Hy is selfs deur 'n groot deel van die volk uiteindelik as 'n koning daar in Jerusalem ontvang, toe hulle die palmtakke voor hom en die donkie waarop hy gery het, Jerusalem binne neergegooi het. Hoog geag en geëer deur baie. Maar hierdie sonkant kry eintlik 'n klein deel in die evangelie van Matteus. En Matteus lê klem op die skadukant in Jesus se aardse bediening. Ja, ongelukkig is die skadukant groter en donkerder as die sonkant. Want Jesus sou deur die mense, die naaste aan hom, verwerp word. Die godsdienstige leiers van sy tyd het hom vervolg. Sy disippels om hom het hom nie verstaan nie. Hulle het nie die roeping en die boodskap korrek verstaan nie. Uiteindelik het hulle hom in die steek gelaat. Die heel naaste aan hom het hom verraai en hom verloon. En selfs dan aan die kruis beleef hy 'n verlating van God die Vader. My God, waarom het U my verlaat? Jesus se lewenspad is nie 'n weg van opbouende sukses, van die trappies van die leer wat 'n mens klim om al meer op te bou na 'n hoogtepunt van sukses nie. Nee, sy grafiek toon eintlik 'n afwaartse kurwe van al meer en al groter verwerping en al meer en al groter lyding. Totdat hy uiteindelik in die diepste donker aan die kruis hang en uiteindelik in die heel donker van die graf en van die hel moes wees. Hy ontvang die wreedste teregstelling, 'n teregstelling wat eintlik net geskik was vir die mees geharde kriminele, die kruisiging. Daarheen het dit met hom gegaan. En dan, broers en susters, die laaste hoofstuk van Matteus. 'n Totale omswaai van hierdie afwaartse kurwe. 'n Blye aankondiging dat Jesus triomfeer. Dat hy na alles die oorwinnaar is. Dat hy ten spyte van alles steeds die oorwinning behaal. Hy is die een wat werklik waar uiteindelik die boottoon vier. So kort en kragtig, 'n laaste hoofstuk om hierdie oorwinning vir ons weer te gee. Dis eintlik bondig as 'n mens kyk na al die ander hoofstukke vroeër in Matteus wat vertel oor Jesus se lewe, wat sy lyding en sy swaar kry vir ons breedvoerig verduidelik. Om dan uiteindelik kort en bondig te sê, maar hy oorwin. Hierin lê daar 'n boodskap. Want hier is ons nou op daardie selfde Via Dolorosa, daardie selfde lydingsweg wat ons moeg maak, wat ons moedeloos maak. Maar die waarheid kom. Uiteindelik is daar 'n oorwinning. En hierdie oorwinning word in Matteus 28 op 3
pertinente klemme aan ons verduidelik. Die eerste is daardie getuienis van die vroue wat die leë graf kry. Die tweede, die vroue wat dan vir Jesus, as jy dit in meer detail wil gaan lees, sal dit goed wees, op die pad kry. Met ander woorde, hy verskyn dan ook self aan hulle. En dan Jesus se laaste opdrag. Die graf is leeg, sy opstanding, sy verskyning aan die vroue op die pad, en dan uiteindelik, hy gee 'n laaste opdrag. Die eerste saak, Matteus 28, Jesus se opstanding. Die essensiële wat daar gehoor moet word. Die vroue kom na die graf toe om daar te kom huil, om die liggaam te versorg. Maar die graf is leeg. Die klip is weggerol. En die engelstem sê vir hulle, moenie bang wees nie. So belangrik. Moenie bang wees nie. En sê die engel verder, julle soek vir Jesus wat gekruisig is. Maar hy is uit die dood uit opgewek, soos wat hy gesê het. Kom hier en kyk self, hier het sy liggaam gelê. So belangrik dat hulle self moet vergewis dat die liggaam daar was, maar dat die liggaam nou nie meer daar is nie. Die Here het opgestaan, hy het werklik opgestaan. En dan daarmee saam, en moenie bang wees nie. 'n Mens kan jy nogal voorstel, vroeg, seker nog skemer, net vrouens in 'n begrafplaas, 'n wese wat vreemd is, 'n blink, skitterende engel wat met hulle praat, 'n graf wat oop is, 'n graf wat leeg is. Dis nogal 'n prentjie wat 'n mens kan bang maak, en wat jou verder kan bang maak as jy gesien het wat die Romeine met jou leier, jou Messias, jou rabbi doen. Kan hulle dalk nie ook dieselfde met jou doen nie. Maar die engelwoord is duidelik. Moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Ja, daardie omstandigheid van 'n graf wat leeg is, het Jesus eintlik aan al die navolgers van hom vooraf oor 'n stuk voorbereiding gegee. Die tempel sal in 3 dae afgebreek word. Maar in 3 dae sal hy weer opgebou word. Maar hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het dit nie ter harte geneem nie, want totaal buite hulle verwysingsraamwerk. 'n Tempel wat afgebreek word en weer opgebou word. Iemand wat sou sterf en weer sou opstaan tot nuwe lewe. En vandaar dan die tweede in hierdie belangrike laaste hoofstuk. Hierdie vrouens loop vir Jesus self op die pad raak. En hulle herken hom. Ons lees, hulle gryp sy voete en hulle aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, sê vir die disippels, hulle moet my ontmoet in Galilea, daar waar Jesus se bediening, sy verkondiging begin het. Daar moet hulle almal bymekaar kom, want hy het iets belangrik om vir hulle te sê. En vandaar dan, broers en susters, die 11 disippels gaan na Galilea toe, en daar ontmoet hulle vir Jesus. En die derde deel van hierdie laaste hoofstuk van Matteus, Jesus se laaste opdrag. Kort en kragtig, mense wil sê kategories stel Jesus dit as hy met hulle begin praat, want hulle moet dit hoor. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Dis hoe Jesus
hierdie laaste opdrag wat hy aan sy disippels, wat nou apostels, gestuurdes gaan wees, moet sê. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Alle mag. Hierdie mag is nie beperk nie. Hierdie mag is nie net beperk tot 'n sekere terrein nie. Dis nie net politieke, ekonomiese en militêre mag nie. Dis nie maar net mag oor die natuur, die diere en die mense nie. Hierdie mag het nie 'n einde nie. Hierdie mag omvat alles en almal. Hierdie mag is nie net beperk tot 'n sekere area en 'n sekere gebied, die ou bekende wêreld, die aarde. Nee. Dit sluit selfs die hemele in. Die mag aan hom gegee, die mag oor die hele kosmos. Hy sê vir hulle, sien julle, ek is die Here. Ek is die gestuurde een. Jesus is die Almagtige. Hy is die Seun van God. Dis God wat alle mag het, onbeperk, die Almagtige. Reg deur die woord van die Here loop dit soos 'n goue draad, sedert die skepping. Die almag van God, laat daar lig wees. En daar was lig, 'n ontploffing wat nou nog aan die gang is. Hy is die Almagtige. Alles is in sy hand. En nou sê Jesus, hy het hierdie selfde mag. Jesus na sy opwekking en sy opstanding uit die dood, maak dit weer vir sy disippels duidelik. Hy is die gestuurde. Hy is die Christus wat sou kom. Hy is die een aan wie alle mag gegee is. Hierdie mag wat hy met die disippels deel, is nie 'n magsvertoon om hulle dalk nou weer trots te laat voel en hulle te laat opstaan om te sê, ons het nou mag om te doen soos wat ons wil nie. Nee, ons het Jesus leer ken, ook waar hy tydens sy aardse bediening vir die mense gesê het, hy is die gestuurde, dat hy nooit in mag handel nie. Dat hy self sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En om my lewe te gee as losprys vir baie mense. En as die disippels sy voete wil was, dan sê die Almagtige, nee, dat ek jou voete vir jou was. En as hy daar in Getsemane sweet van angs met die wete wat kom, en die verraaiers en die verloners kom om hom gevange te neem, dan het hy die mag om duisende engele toe te roep en opdrag te gee om hom te kom help. Maar hy doen dit nie. En as hy daar aan die kruis hang en hulle hom spot en sê kom af, het hy die mag om die engele op te roep, om hom af te kom haal. Maar hy doen dit nie. Want sy mag en sy almag, dit is wat hy gebruik vir u en vir my. As ons daar mooi lees, dan word dit vir ons nog duideliker hoe lief God die Vader in Jesus Christus ons het. Dat hierdie allergrootste mag en krag wat die heelal geskape het, hierdie dinge van Paasfees laat gebeur, sodat sondaars, kinders van God kan word.
sodat ons kan deel hê in sy verbond, sodat ons vrygespreek kan wees, ongeag wat. Sy mag om die dood, die graf, die hel, die Satan te oorwin, is ter wille van ons. En dan die opdrag, gaan na al die nasies toe, en maak hulle my disippels, verkondig aan hulle wat ek aan julle verkondig het, leer hulle, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En hierdie onderskraging om hierdie opdrag uit te voer, is reeds gesê, alle mag, hy wat die triomfeerder is, wat hierdie opdrag vir ons gee, is die een wat ook hierdie mag tot ons beskikking stel. Hy is die een wat sê, en onthou, ek is by julle, tot aan die einde van tyd, tot en met die volëinding van die wêreld. Hy is met ons, as ons hierdie opdrag moet gaan uitvoer. Daarom kan ons sing, ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars, deur Jesus Christus, ons Heer. Hy vertroos en hy bemoedig sy gestuurdes om die lig in hierdie wêreld te wees. Partymal dink ons dat ons oor ons eie geloof kan dink as iets wat ons het en dat ons dit daarom kan koester en mooi in 'n ou boksie kan bewaar. Ons saak is reg. Maar tog so anders as ons die Bybel mooi lees. Want dit word aan ons toevertrou as iets wat ons nie in 'n boksie kan sit en kan koester nie, maar as iets wat ons moet oopmaak en wat ons moet deel. Iets wat moet maak dat ons wil sê, maar ons het iets om te deel. Ons wil dit deel. Ons lig moet skyn. Ons wil oorborrel van vreugde, want ons wil ook vir julle vertel en vir julle wys. Jesus Christus het triomfeer. Hy triomfeer in my lewe, nou en ook vir altyd. Hy is die oorwinnaar. En daarom dan, as ons dan ook in ons eie geloofslewe en in die weg van elke dag, ons pad miskien as 'n lydingsweg beleef. Miskien sien hoe ons ouer word en die kurwe al meer na onder gebuig sien van hoe ons swakker word en hoe ons minder kan doen wat ons vroeër so maklik kon doen. En ons sien dat daar 'n sekere tyd nader kruip. Laat ons getroos wees. Laat ons sterk wees. Laat ons nie bang wees nie. Want in hom is alle mag in die hemel en op die aarde ook tot ons beskikking. Loof die Here, want daar was 'n Paasfees. Amen. Broers en susters, kom ons dank saam. Troue Here, maak ons sterk. Gee aan ons die behoefte om werklik waar gestuurde te wees. Nie passief in vrede met ons eie stand van vertroue van hoe ons U dalk ken nie, maar o Here, gereed om U lig te laat skyn en om U opdrag uit te voer. O Here, en as ons dan nou nie meer in vermoë is om dit so te kan doen, soos wat ons dit graag sou wou doen nie, gee aan ons die vaste vertroue om te glo dat U ons gebede hoor
dat ons steeds kan bid, en dat ons steeds op manier tog in U koninkryk, o Here, werklik waar, sonder vrees, in bemoediging, met krag en mag, tot U beskikking kan wees, om werklik waar vurend te wees oor die oorwinning, ten spyte van lyding, ten spyte van verraad, ten spyte van verloning, ten spyte van seer, steeds te kan sê, my lig skyn, soos daardie lig die graf uitgestraal het, waar 'n engel sit, maar 'n liggaam nie meer teenwoordig is nie. Hierdie verkondiging, Here, raak nie net ons lewe nou hier nie. Laat ons dit verstaan. Geef vir ons die vreesloosheid om 'n ewige tegemoet te gaan. Geef vir ons die geloof om te weet, dit eindig nie in die graf. Dit eindig nie tussen die wurms nie. Dood, wie sou skrik? Graf, wat sou my laat beef? Jesus is die Heer. Hy is die een wat leef. Dis gewis, hy is die Seun van God. Amen. Die genade van God, onse Vader, die troue liefde van Jesus Christus, ons Verlosser, soos dit vir ons gegee word deur die Heilige Gees, is met die wat God sy kinders gemaak het. Amen.